Sy naam is Jesus. Die naam bo elke naam. Bo elke naam. Ek weet nie wat is daai naam wat jou bedreig nie. Is dit bankrotskap? Is dit depressie? Is dit hoofpyn? Is dit nierpyn? Is dit rugpyn? Is dit voetpyn? Is dit 'n kramp? Is dit stres? Whatever it is, there is still a name above every name. En sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Aba Vader, volgende is dit een van die oggende, ek wil eintlik daar op die trap gaan sit. And I just want to soak in what you have for us this morning. Ek is sommer super excited vir ons konferensie oor 2 weke, vir ons Saterdag aand worship aan. Ek sien al hoe bring mense sommer 'n matras en 'n kombers en kom lê net in die teenwoordigheid. Just come and fill up. Fill up. Ons het so nodig om vol te bly van die Heilige Gees. En anders gaan ons vol raak van elke ander naam wat om ons heers. Laat vanoggend net een van daai oggende wees waar jy net met ons werk terwyl die woord in ons werk. Kom stir vandag in ons harte, kom stir vandag in ons gees, kom stir vandag Here ons hele wese met die realiteite van die teenwoordigheid. Is ons gebed in Jesus naam. En almal sê saam. Amen. Julle kan sit. Vanoggend sit ek hier binne en bid. En terwyl ek hier binne sit en bid vanoggend, kyk ek by hierdie sydeur uit. En ons ken daai skrifgie wat sê, een plant die saad, een maak nat, maar God laat groei, amen? Amen? Stem julle saam, het julle al gehoor daar so 'n versie? Amen? En ek sit hier en ek dink, want ons is besig met die reeks oor die Heilige Gees, en ek is like, okay, Abba Vader, waar pas die Heilige Gees in hierdie prentjie? En ek kyk na buite toe, en ek kyk die gras hier, en as jy hier moet uitkyk, daar waar die roker staan, daar's 'n definitiewe lyn tussen groen en minder groen. Amen. Net dat jy weet, dis waar my kunsmis opgehou het, my kunsmis is klaar. En die Here sê vir my, besef jy die Heilige Gees is die kunsmis. God kan laat groei. Hierdie gras het presies dieselfde hoeveelheid water gekry. Daar's mense wat elke week die woord hoor. Maar die wat die Heilige Gees surrender en embrace, dat hy die woord in hulle lewe maak werk, groei anders. Amen. Stem julle saam? En dis my prentjie wat ek vanoggend kry. It's like, hulle wat toelaat dat die Heilige Gees in hulle werk, gaan anders groei, as die wat net die woord van, wat die hoorders is en die doeners, is 'n verskil. Amen. Is dalk nie vir julle wel nie, maar ek het gedink, het is vir my special. Die Here praat maar met my met prentjies, want ek is nie 'n slim ou nie, amen. Ek verstaan prentjies. Amen. Prys die Here, ek los die slim goed vir die ander ouens. Daar's mense wat baie slim is daar buite. Amen. Die woord sê die Bybel is nie vir die slimmes nie, maar dit maak nie vir hulle sin nie. Amen. Julle is so stil en rustig vandag. Amen. As julle bly die toilette is klaar, dis seker waaroor dit gaan. It's like, daar's vrede. Amen. Gister is hulle besig en ek gaan sit daar op die een toilet, die seat was daarom toe. En nou check ek hierdie manne in die spieëls besig om te silikone en ek is like, dis hoekom vrouens hier na toe kom. Ek kan nie lekker sit in 'n damp vat terwyl ek met my pelle kuier. En toe ek het met hulle deel te loop, almal, hulle was nie baie lus vir daai gesprek nie. Amen. So ja, ons is besig
met die Heilige Gees. Amen. Amen. Is julle happy met die reeks sover? Daarom iets geleer oor die Heilige Gees. Het jy geleer hoe skep ons hom af? Ek kry iemand wat vir my, wat in ons kerk is, die eerste, hulle sê vir my nie, ek sien julle preek oor die Heilige Gees, daar iewers waar ek julle preke kan kry. Ek sê, ja, hier is die link van YouTube of Spotify. Persoon skryf terug, hulle sê, nommer 1, ek love julle humor. Nommer 2, jy is nie bang om reguit te wees. Ek sê nee, ek is nie geplan nie. As jy nie bang, mense loop weg hier. Mense loop weer terug, ek het dit ook al gesien. Is 'n boomerang, amen. Die boomerang Christene, hulle wip hulle en dan kom hulle weer, na hulle draai gevat het weer terug. Ek weet nie of hulle gaan afkoel of repent het nie. Ek het wel gesien, die wat nie repent het nie, oor 2 weke waai weer. Maar dan is dit weer in hulle face. Amen. Wie is dankbaar vir die woord wat sny? Amen. Die woord is 'n pleister, maar is ook 'n hamer. Amen. En ek weet, ek het nog niemand op die vingers getik nie, maar ek het al 'n paar tone raak geslaan. Mense trap versigtig. Prys die Here. Right, sê vir jou langs jou, is jy reg vir vandag? Vra vir die persoon, is jou lewe? Is jou lewe 'n gejaag na wind? Soek jy God se wil, maar jy weet nie waar dit is nie. Wie van julle het al gewonder, wat is die Here se wil? Amen. Wie van julle wonder of leef jy in die Here se wil? Wie van julle wonder of het God 'n wil vir my lewe? Hierdie is vandag vir jou. Prys die Here. Laat hierdie hele groep wat hulle hande opsteek, ek wil eintlik net daar gaan sit en julle uithaal vanoggend. Nee, ek grap. Nou ja, as jy wil vanoggend hê, 'n tema hê vir vanoggend is die volgende: Stop searching, start obeying. Die wil van God is klaar vir ons uitgesit. Die wil van God is nie moeilik nie. Maar die wil van God verwag gehoorsaamheid. En die probleem is die enigste een wat jou kan gehoorsaam maak aan die wil van God is die Heilige Gees. And if he's not in it, you're not going to win it. Amen. Amen. En die staan hier in die boek geskryf, in it to win it. Jy is either in die koninkryk, laat die koninkryk wen, of jy is nie in die koninkryk. Jy is either hier, laat God deur jou lewe vervul wat hy begin het in Christus, of jy gaan net kyk hoe ander mense die lewe geniet. Amen. 1 Thessalonicense 4 sê, vers 3, For this is the will of God. Moeilik, nee? For this is the will of God, that you should be consecrated, separated, and set apart for pure and holy living, that you should abstain and shrink from all sexual vice, that each one of you should know how to possess, control, manage his own body in consecrating purity, separated from things profane, and honor, not to be used in the passion of lust like the heathen who are ignorant of the true God and have to no knowledge of his will, that no man transgress and overreach his brother and defraud him in a matter and defraud his brother in business, for the Lord is an avenger in all these things, as we have already warned you solemnly and told you plainly, for God has not called us to impurity, but to consecration, to dedicate ourselves to the most thorough purity. Therefore, daai lekker woordjie, whoever desires, set aside and rejects this, disregards not man, but God, whose very spirit, whom gives to you, is holy, is pure. But concerning brotherly love for all other Christians, you have no need to have anyone write to you, for you yourselves have been personally taught by God to love one another. Die wil van God is nie moeilik nie. And indeed, you already are extending and explaining your love to all the brethren. But we beseech you and earnestly exhort you, brethren, that you excel in this matter more and more. Hy sê, hier is die wil van God.
Hier is die wil van God. Die twee grootste goed in die wêreld. Vir my, sexual impurity en moenie fraud doen in besigheid nie. Moenie skelm wees met geld nie. Hy sê hoekom? Want dit wys dat jy nie holiness nie. Dit wys nie die purity wat God in jou hart gebring het nie. Amen. Dit wys nie dat waarmee die Here in jou lewe besig is. Want hy sê wees separated. Met ander woorde, kom uit die wêreld uit. Kom uit van die wêreldse manier van dink. Kom uit die wêreldse manier van dinge doen. Kruisig jou wêreldse mindset. Laat die woord sy plek in jou lewe neem. Met ander woorde, dit sê meer oor jou verhouding met God, hoe jy besigheid doen en hoe jy met mense werk, as wat die beste preek wat jy kan preek. Dit wys jou heiligheid. Dit wys jou purity. Dit wys jou verhouding met God. Laat jy verstaan die liefde van God wat hy vir jou het. En jy gun dit vir almal. Jy gun dit vir almal. Amen, want ons almal vra, wat is die wil van God vir my lewe? Moet ek hierdie job vat of daai job? Moet ek trek, moet ek bly? Moet ek na die kerk toe gaan of daai kerk? Moet ek trou of moet ek single bly? Ons almal het hierdie tipe vrae. Moet ek hierdie kar koop of daardie kar koop? Gaan hulle my spot as ek die bike koop? Gaan hulle vir my lag as ek daai bike koop? Party mense is so concerned wat ander mense sê, jy mis uit op wat God sê. Amen. Die ding is, God is not hiding his will from us. He revealed it in his word. En as jy nie die Bybel bestudeer nie, gaan jy nooit die wil van God ken nie. Amen. En dit is so belangrik dat ek en jy dit verstaan. Sien, die probleem is nie om God se wil te vind nie. Die challenge kom is ek gehoorsaam aan die revealed wil van God, wat die Heilige Gees my inlei. Luister ek as hy klein stemmetjie sê nee, of crush ek hom doen. As hy sê moenie, dan gaan ek in elk geval. As hy sê stop, dan override jy dit. Because that voice is ever present. Daai stem is daar, daai stem is vir ons daar elke liewe dag. Die Heilige Gees is by jou die hele tyd. Amen. Hy is ever present. God is oral. So daar's nie 'n plek waar hy nie kan wees. Amen. Ek voel ver van die Here af. Voel oor. Want God is oral. Amen. So guess who moved? En waar move ons hier binne? Ons maak die obstacles van die lewe groter as wat God is. En dis hoekom ons die Heilige Gees nodig het. Amen. Hy sê 3 goed wat moet gebeur as jy werklik die wil van God in jou lewe ken. Nommer 1, heiligheid. Amen. Nommer 2, purity, 'n suiwer hart. Nommer 3, transformation. Wat verander in jou lewe? Is daar verandering? Sien mense die verandering? Raai wat, verandering gaan jou nie gewild maak. As mense gewoond is, wie was jy voor purity en voor holiness nie? Amen. En hierdie purity is nie daai slegte een wat hulle vir die babas voer nie. Nou verstaan ek om huil kinders. Maar daai koue pompoen. Amen. En dit is so belangrik dat ek en jy dit verstaan. Die wil van God vir ons is, nommer 1, is heiligheid. We must be set apart. Wat maak my en jou anders as die wêreld waarin jy leef? Wat maak dat die wêreld na jou kyk en sê, wow, kyk hoe daai persoon se lewe verander. Hulle dink anders, hulle praat anders, hulle leef anders. Holiness is deel van daai ontsagting vir God. Daai reverent fear, daai honest, daai wow, ek besef nou hoe groot is God. Ek gaan toelaat dat hy my hele lewe infiltreer.
Sien, ons like bietjie wêreld, want dit maak dat ons nie te erg oorkom nie. Amen, 'n mooi Engelse woord, we love compromise. Want as jy strewe na heiligheid, gaan jy nie gewild wees nie. Hoor mooi. As jy strewe om los te maak van die wêreld, dat jy instrument is in God se hand vir die Heilige Gees, gaan jy nie gewild wees nie. Jy gaan vriende verloor. Die een by jou werksplek gaan jy moeilikheid optel, want jy was altyd die lekker een of die los een. Amen. Hulle jou nie van die tuinhekkie genoem nie. Ek los daai vir julle eie verbeelding. Wat is die wil van God? Jesus sê, go therefore and make disciples. As jy nie 'n disipelmaker is nie, leef jy buite die wil van God. Sien, die wil van God is maklik. Dis ons ongehoorsaamheid wat dit moeilik maak. Dis ons ongehoorsaamheid wat dit moeilik maak. Het jy eendag 'n gesprek met Grant en Angie en ons praat oor WhatsApp status. En hulle besef toe, daar's mense wat hulle nooit praat nie, wat na hulle WhatsApp status kyk en dit het 'n impak. En dit is funny hoe jy partymal, ek kyk byvoorbeeld mense in ons gemeenskap wat jy nou al gevra het, wie doen dit of wie doen dat. Nou hulle kan ons almal jou goed sien as jy hulle nommer gesuif het. Deesdae kan hulle jou goed sien al het jy nie hulle nommer gesuif. Jy moes net met hulle gepraat het. Amen. En dan kry jy 'n boodskap uit die bloutheid wat sê, "Yes, dankie, daai boodskap het vir my baie vandag beteken." God will silently use you if you put yourself outside. As jy jou daar buite sit, laat jou lig skyn, gaan God jou lig gebruik. Maar die opdrag is gaan. Amen. 'n flits is useless in die kas. Amen. Hy's bruikbaar in die hand van God. Want waar dit donker is om lig te skyn. Amen. Wat help dit om jou lig tussen 'n klomp ligte te skyn? Lig is om duisternis te verdryf. Om vir ander mense die pad weer oop te maak. Laat ander mense weer kan sien. Dis die doel van ons lewens. Hy sê, julle is die lig van die wêreld. Amen. En lig trek mense wat in donkerte vasgevang is. Wie van julle het al gesien hoe mense skielik uit die bloute uit sommer jou oor hulle probleme begin praat? Dis daai kers en mot syndroom. Amen. As jou lig skyn, sal hulle kom. Trust my, as jou lig skyn, sal hulle kom. Die ding is, nie almal wat kom, gaan reageer op wat jy sê nie. Want baie mense soek 'n antwoord wat sy gewete is, maar nie sy lewe verander nie. Ek wil nog 'n t-shirt maak. You only repent enough to be saved, but not to be transformed. Party mense wil net genoeg repent dat hy weet hy gaan op sy gatvelle inkom in die hemel. Daar is 'n vers wat sê, daar is mense wat so gaan inkom. Dan gaan hy rooi tapuit tref, dan gaan hy sulke carpetbins daar instap. Sulke nerve agter op die boude. Maar daar's van hulle wat die disipelskap kroon gaan kry. Daar's van hulle wat rewards kry, sê die woord. Want hulle het hulle lewe in die koninkryk ingegooi. Hulle werksplek was getransformeer, hulle huise, hulle huwelike, hulle vriendskapkringe, waar hulle gaan het hulle verskil gemaak. Die woord sê, daar's rewards vir daai mense. Ons het eendag gepreek hier, julle kan onthou, einde laas jaar, 5 krone vir die gelowiges in die hemel. God gaan jou reward.
vir mense wat jou verwerp het, omdat jy hom gekies het. Sien, ek en jy kyk na verwerping en dink is bad. Die koninkryk kyk daarna en sê, jy doen iets reg. You're not supposed to fit in the world. We're supposed to fit in the bride. Ons is saam die bruid. Ons is nie saam die wêreld nie. Amen. Ons was dalk saam die wêreld, tot ons Christus gekry het. Amen. Go therefore. Go therefore is 'n opdrag, is nie optional nie. Is nie net vir die evangelis nie, is nie net vir die pastoor nie, is nie net vir die selleier nie. Dis vir elkeen van ons. Skape maak skape. Amen. Amen, die Here noem ons sy skape. Skape maak skape. 'n Onvrugbare skaap slag ons. Maar as jy nie aanteel word jy geëet. Amen. Ek sal jou spit, ek kan 'n lekker kooksousie maak vir 'n spitbraai, vra my. Sal vir jou eet. Want hoekom? Ons moet vrug dra. Die woord sê, as 'n boom nie vrug dra nie, word hy afgesny. Afgesny. En sy takke word in die vuur gegooi. Sien, my en jou lewe, as ons werklik toelaat dat die Heilige Gees ons mind, ons hart, ons hele wese infiltreer en oorneem, everything around us changes. Vereens gaan mense 'n probleem met jou hê en dan gaan hulle bly wees, hulle ken jou. Ek onthou toe ek jare terug tot bekering gekom het en ek het al 2 jaar die pad met die Here gestap, toe sê my sussie eendag vir my, ja, wanneer gaan jy nou hierdie los? Dis nie wie jy is nie. Ek mis die ou Koos. En toe haar huwelike dip vat, wie bel sy? Haar klein boetie. Ek het nou die nuwe Koos nodig. Maar die ou Koos sou gesê het, kom ons rand hom aan. Die nuwe Koos sê, kom ek bid saam met jou. Seen, people will never value your change till your change is bigger than their struggle. Mense wat sukkel soek hoop, maak seker jy's hoop. Mense in die donker soek lig, maak seker jy's lig. Hy noem ons die sout van die aarde. Wat doen sout? Dit beskerm. Amen, dit preserve. Het jy al biltong geëet wat hang, wat nie sout opgehad het nie? Hy het 'n ander smaakie. Hy proe nie soos biltong nie. Nee? Hy het so groen kleur. Hy slaas sag en melerig. Jy hoef hom nie eers te kou nie. Was dit nie vir die frank smaak nie, sou meer mense sonder tande hom geëet het. Sout ontsmet. Wie van julle het al op 'n oop seer 'n bietjie sout gekry? As jy 'n vinger gesny het of 'n seertjie in jou mond het. Wat doen jy? Hy byt bietjie. Maar hy maak gesond. Nêrens in die Bybel sê dit gesond maak, gaan nie met eendag kom nie. Amen. Die eendag toe ek met die Here sê, Here, ek het gevra verander my hart, maar hoekom is dit so seer? Hy sê, as jy hospitaal toe gaan vir 'n hartoortplanting, wat doen hulle eerste? Hulle breek jou bors oop. En hy sê, jy al iemand gesien wat die dokter soen aan die tyd, nou soe ek jou, want jy het my bors oopgesny, om my hart, 'n nuwe hart te gee. Hy sê, jy vat die pyn, jy deel daarmee, jy is te dankbaar, jy het nog gelewe. Maar ons is oorsensitief. Amen. Iemand moet net iets sê, of iets doen, wat nie in jou raamwerk pas nie, dan gooi jou toys. As jy in disipelskapskool is, het ons jou geleer, ons gaan vir julle volwasse doeke hê. Want net 'n kind, babietjie dra 'n doek, hy noem hulle babas in die gees, as jy oor elke liewe ding jou toys gooi. Ek dink ons moet so een hierbo sit. As jy sien iemand lyk of hulle toys wil gooi, dan sê vir hulle, is daar joune. Dit is om jou aantrek. Sien, want hierdie laaste paar weke in disipelskapskool het vir ons gesê, daar kom 'n tyd wat jy verby jou dramas moet kom.
Verby hoe ek dit wil hê, verby hoe jy dit wil hê. Wat wil God hê? Ek moes in my lewe leer, die enigste hoe ek kan sê die kerk het my seer gemaak is oor een rede, net een rede alleen. Daar's geen ander manier wat maak dat jy seer kry in die kerk, net een rede. Ek het nie my sin gekry nie. Jy kan die mense blameer, jy kan die kerk blameer, daar het 'n baksteen op my kop geval, jy kan die pastoor blameer, jy kan whatever sê. Op die einde van die dag kom het op een ding neer, jy het nie jou sin gekry nie. Because I haven't died in Christ. En dis 'n les wat ek by die Here moes gaan leer. Here, jou kinders wil nie meer nie. Hoekom nie? Want jy maak dit oor jou. Ek het nie gesê love one another nie. Alhoewel jy nie jou sin kry nie, want dit gaan weer oor jou. Amen. En dis nie die Heilige Gees wat daai goed vir ons oopmaak. Om vir jou te sê, sit boeboe, jy oorreageer. Moenie so oorsensitief wees nie. Word groot, sterf in jouself. Sterf in jouself. Sterf in jouself. Ons hou nie van daai woorde nie, maar dis die waarheid. Jesus sê, as jy my werklik wil volg, sterf in jouself. Want anders gaan dit vir jou 'n probleem wees. Dan gaan Christendom vir jou werk wees, nie 'n lewe nie. Ons weet alles wat 'n werk is sak. Amen. Ons almal raak moeg gewerk. Dis hoekom die wet almal moeg gemaak het, want dit was 'n werk. Maar in Christus is die rus. Waarvan praat jy nou? Die boek van Hebreërs kom disippelskap gehoord. In Christus is rus, jy word nie moeg in Christus nie. Christendom is dan nie meer werk nie. Dis wie jy is. Amen. Amen. Ja, maar ek kan ook soms moeg vir myself. Dis net omdat jy probeer soos ander mense wees. Nie voordat jy vir jouself genoeg is nie, sal niks anders in die lewe vir jou genoeg wees nie. Amen. Maak 'n bietjie vrede met jouself, dan sien jy hoe sort jou hele lewe homself uit. Amen. Johannes 13, love one another as I have loved you. See, we don't lack direction, we lack obedience. God se wil is daar. Maar laat ons die Heilige Gees toe om vir ons rigting te gee. Laat ons die Heilige Gees toe om inspraak te hê om vir jou te sê nee. Sien, ek sê altyd, as ek met ons leiers praat en ek praat met ander kerke se leiers, ek sê altyd hierdie ding. Ek sê nie vir my leiers nee omdat ek aspris is nie. Ek sê nee want ek weet wat die gevare van bediening. Amen. En ek wil mense beskerm. Maar ek sê ook vir my leiers nee, omdat ek aspris is. Want ek wil sien hoe gaan jy reageer as jy 'n nee kry, waarmee jy nie happy is nie. Soos prof sal sê, kyk wat se kokkerot klim daar uit. Amen. Party ons het nie 'n krokodil nie. Hulle het 'n kokkerot nie, hulle het 'n krokodil. Hy's al lankal daar binnekant. Lyk soos 'n Parktown prawn. Wat nou nie hulle, daai ding is net so lekker soos brons. Met 'n bietjie botter en suurlemoen loop hy mooi. Amen. Romeine 8:14. For as many are led by the Spirit of God, those are the sons of God. Met ander woorde, wat beteken dit deur gelei te word deur die Heilige Gees? Nommer 1, jy kan nie net op logika staat maak nie. Daar's baie mense wat ons wens wil dit gebruik. Maar die woord sê jy kan nie net dit gebruik nie. Amen. Because everything natural is logic. But everything supernatural is holy. Enigiets in die natuur, as jy vir iemand sê, man, dit moet ons natuurlik sin maak, dis logika. Maar niks supernatural is logika nie. Want is bo ons vermoë, dis in God se vermoë. That's why it's holy, it's sacred, it's special, dis anders. Dit impakteer nie net jou nie, dit impakteer almal om jou. Nicolas, ek het jou gister gesien.
Ek het by jou verbygery, hy is so mooi, hy het mooi maniere op die pad, ek moet vir julle sê, hy ry stadig in die baan, almal verbykom, sit hy sy flikkerlig en hy kom aan, toe hy by die poliestasie aftrek om die mense af te laai wat hy lift gegee het, ek is like, wow, ek moet van julle na hom toe stuur, amen, maar ek sal eerste gaan, Nicolas, jy is so ordentlik op die pad, hy ken al die padrails, ja, ek weet waar sy flikkerligte, hy ry nie 'n BMW nie, prys die Here. Nommer 1, jy kan nie net staat maak op logika nie. Nommer 2, jy kan nie staat maak op jou gevoelens nie. Amen. Om in die wil van God te leef, kan jy nie staat maak op net jou gevoelens nie. Want jou gevoelens, het ons nou die dag geleer, is 'n swak leier. Jou gevoelens gaan jou in die moeilikheid bring. Jou gevoelens gaan jou teleurstel. Amen. En nommer 3, jy kan nie staat maak op omstandighede nie. Want slegte omstandighede beteken nie God is nie teenwoordig nie. En goeie omstandighede beteken nie God is teenwoordig nie. Amen. Van die woord sê God laat die son skyn oor die regverdige en die onregverdige. En hoekom sukkel ek? Vra die Heilige Gees het om ons. Dalk is dit iets wat in jou lewe moet verander. Dalk is dit iemand na wie toe jy moet gaan. Dalk is dit 'n besluit wat jy moet neem wat jy altyd uitstel. Dalk is daai ding wat jou breek. Wag vir jou. En jy wag vir God en hy's like, nee, ek wag vir jou, ek sal aan die ander kant. Jy wat moet oorkom. Jy moet oor daai hindernis kom. Jy moet laat gaan van daai persoon. Jy moet laat gaan van daai emosie. Jy moet laat gaan van daai gebeurtenis. Die hek staan oop, maar jy die ketting aan. Sien, ons sit vir onsself. Ek het nou die dag so 'n prentjie gesien van wat hulle die hok oopmaak en die voël vlieg uit en die voël vlieg weer terug. En hy kyk na al die voeltjies buitekant, hy sê, is julle bang? Is julle stupid? Dis veilig hier binne. Sien, ons is baie keer in ons slawerny, dink ons is veiligheid. Maar daar's 'n hele wêreld met die Heilige Gees daar buite. Ons is so behep met godsdiens dat ons God verloor. Ons wil so graag al die regte goedjies doen dat ons die Heilige Gees mis. Van die Heilige Gees gaan dat jy die weird ding doen wat nie sin maak nie. Want hoekom? Dit moet geloof van. Ek het al agtergekom, geloof moet maak dat jy partymal besluite neem wat almal dink jou kop raas. Wel, die Bybel sê dit moet so wees. Sê die wêreld gaan na jou kyk en sê jy's foolish, jy's van jou kop af. Wanneer het iemand laas vir jou gesê jy's mal om die Here voluit te dien? Dis nie hoe mense doen nie, jy's te Christelik. Jy's te veel by die kerk, jy's te veel tussen die Christene, jy moet bietjie by ons wêreld inskakel. Nee, die wêreld is my mission field. Dis nie my blyplek nie. My Bybel sê I'm just passing through. I'm just passing through. So moenie te gemaklik raak in die wêreld nie. Want die woord sê selfs, it's gonna burn. Hierdie wêreld gaan nie vir altyd daar wees nie. Amen. Ek en jy is geskaap om deur die Heilige Gees gelei te word. Dis hoekom hy sy breath in ons ingeblaas het, dat ons outomaties daai connection met die Heilige Gees kan hê. Jy weet dadelik, die mooi woord is resonansie. Daai waar die salwing lekker is, dan voel jy, goosebumps en party huil, ander gaan sit en ander is like, halleluja, en party begin sommer net sing en, wow, ek het hierdie moment gehad, ek het om 'n ervaring gehad. Dis resonansie. Ons ouens wat musiek speel, jy kry ding, hulle noem dit 'n stemvirkie. Amen? Sien daai ding wat die dokter in jou keel druk nie. Kyk of jou stem reg is nie. Stemvirkie kappie so, maak so ting. En as jy hom naby 'n gitaarsnaar bring, daai snaar wat dieselfde tune is as daai stemvirk, begin vibreer sonder dat jy aan hom geraak is, van die frekwensie gee af. Jy's gemaak om die Heilige Gees te ervaar, so the moment he enters, you feel it.
Is dit nie cool nie? Jy is gemaak dat die Heilige Gees in jy 'n connection moet hê. Dat daar nie separation moet wees nie. Vanoggend vroeg lees ek hierdie vers, en hierdie vers gaan net volgende weer vir my op 'n ander level oop. Efesiërs 5:18. Do not get drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. En die Here draai hom vir my op, hy sê vir my, kan jy so baie Heilige Gees drink, soos wat jy Jameson gedrink het? As ek Kaffertjie se gesig sien na agter, is like, yo dude, jy gaan met lief raak vir die Heilige Gees. Dis wat hy sê, moenie dronk word van wyn nie, maar wees gevul met die Heilige Gees. Soos wat jy toelaat, laat wyn jou onder sy invloed bring, kan jy so onder die invloed van die Heilige Gees staan. Kan jy so onder die invloed van die Heilige Gees staan. Maar die beste deel wat ek daarvan kry is nie 'n one-time event nie. So hy wil hê jy moet heeltyd van die Heilige Gees inneem. Nog een netjie. Heilige Gees, kan ek 'n loopdop kry? Hierdie keer was lekker. Kan jy so gevul raak, soos in die boek van Handelinge, laat die mense sê, wat's fout met daai mense, is hulle gesuip? Nee, hulle die Heilige Gees. Imagine dit, speedkop trek jou af, jy praat Swahili vlot. Meneer, wat jy gedrink? Heilige Gees. Kan jy daai ding? Hy gaan sê, nee, ek dink is een of ander gees, want dit is nie die Heilige Gees. It's a spirit, but it's not that spirit. Maybe it's spirits. Amen. Be filled with the Holy Spirit. Dis 'n command, dis 'n opdrag. Wees gevul met die Heilige Gees. Continually. Wanneer laas het jy laat iemand vir jou hand op lê en vir jou bid en vir jou sê, wees gevul met die Heilige Gees? Want dis die opdrag van Handelinge. Of hardloop ek en jy so op empty. Ons is so gewoond, net die fumes. Nou worry ons, of ons kom nie, nou wonder ons, hoekom ons net survive, maar nie thrive nie. Jy het 'n lang storie gekyk ter wille van oorlewing. Daai is lank terug. Hy meen die TV nog in Afrikaans was. Wat is die ander storie? 50-50. Amen. Hy? 50-50. Ja, was goed geweest. En ter wille van oorlewing. Nou is 50-50, toe word dit nood vir nood. 50 randjie vir jou, 50 randjie vir jou. Maar 50-50 was nog al die jare lang voor al hierdie programme was dit die Katolieke Kerk. Gee jou 50 randjie vir repentance. Daar het jou iets gekos. Amen. Sien, die woord repentance het baie ouens omgedraai in penitence. Koop jou vryheid. My vryheid is deur die bloed van Jesus Christus gekoop. So moet ek sê, moenie ons konferensie mis nie. Jy gaan goed oor die bloed van Jesus leer wat jou gaan mind blow. Oor goed leuns wat jy oor jouself glo, wat Jesus kom wegwas het. Amen. Daar's 'n bietjie advertensie. Amen. Die Griekse woord van being filled with the Holy Spirit beteken to be continually filled. Dit is soos om 'n backpack op te hê met 'n pypie. As jy dors is, sluk jy. Amen. Jy wag nie vir 'n spesiale geleentheid nie. Nee man, jy vat jou koelboks Heilige Gees saam. Waar jy gaan hy. Jy los hom nie by die huis, en dan gaan 'n bietjie vanaand by daai pelle braai nie. Jy vat hom saam, want daai pelle het hom ook nodig. Amen. Daai pelle het hom ook nodig.
Sien die oomblik wanneer jy gevul is met die Heilige Gees, hoef jy nie in jou lewe rigting te soek nie. Want rigting volg gehoorsaamheid. Oomblik as jy gehoorsaam is, het jy klaar rigting. But in disobedience, that's when we don't know what God wants. En dan begin ons rondtas en rondsoek. Amen. Dan lyk jy soos daai een sanger. Wat sy naam? Stevie Wonder. Party Christene is so blind. Dis obvious, maar nee. Sien, die obvious is gekoppel aan gehoorsaamheid. As jy nie gehoorsaam is nie, gaan alles moeilik wees. Is alles 'n struggle. Want hoekom? Want die gehoorsaamheid probeer jy heeltyd terugtrek. Dis hoekom mense wat ongehoorsaam is, het altyd issues met die kerk, het altyd issues met God, het altyd issues met die Heilige Gees. Want ongehoorsaamheid moet ongehoorsaamheid verdedig. En hoe verdedig hy hom? Hy moet teen die waarheid opstaan. En die Heilige Gees is die Gees van waarheid. So ongehoorsaamheid gaan altyd teen die Gees van waarheid opstaan. Die ding is, ek en jy word distracted deur die verkeerde vraag. Ons vra, wat is God se wil vir my lewe? Waar is God se wil vir my lewe? Dalk moet ek na daai kerk toe gaan, want daar is God se wil vir my lewe. Dalk moet ek hier na hierdie dorp toe trek. Sien, ons vrae is verkeerd. Maar ons ignore goed soos, wees lief vir jou vyande. Vergewe hulle wat jou te nagekom het. Verkondig die evangelie. Dis die goed wat die wil van God openbaar. Ek het nou eendag 'n preek geluister van 'n ou, waar hy sê, iemand kom vra vir hom, en sê, pastoor, ek wil jy moet saam met my bid. Ek weet nie of ek 'n dokter, of 'n prokureur, of 'n polisieman moet wees nie. Bid vir my, dat ek die wil van God kan doen. Hy sê, kies jy die werk, wat jy moet doen. Maar die wil van God is, gaan uit, maak disippels van alle nasies. Doop hulle, leer hulle hierdie goed. Hy sê, wherever you go, heal the sick. Wherever you go, preach the gospel. Kies jy wat wil jy doen, maar daar waar jy werk, leef die wil van God daar. Dis die opdrag. Daar waar jy werk, wees daar Christus. Sien, die wil van God is nie jou bediening nie. Jy is die bediening van die wil van God. It's revealed through you. Dit word deur my en jou uitweerkaats. Gebruik die woord radiant. Dit bounce van jou af. Soos 'n spieël. Wie weet al 'n spieël in jou, met die son in jou oë geskyn. Is dit irriterend? Jy gaan vir die wêreld irriterend wees. Maar in die donker, dan gaan hulle jou lig soek. Amen. In die donker gaan hulle jou lig soek. Maar in die lig is dit 'n probleem. Sien, ek en jy is obsessief met besluite. En alhoewel ons obsessief is met decisions, is omdat ons nie disipelskap uitleef nie. Nou tas ons heeltyd rond oor wat moet ek doen? Waar moet ek wees? Waar pas ek in? 'n Ware disipelmaker pas oral in. Want 'n ware disipelmaker wil net 'n verskil maak. En dit is so belangrik om dit te besef, dat daar waar jy gaan, maak daar 'n verskil. Wie was laas Sondag hier? Toe ek vir Christie gesê het, jy kry jou groep by mekaar. Amen? Dinsdagoggend 7 uur, dus ons by mekaar. Ek was alweer eerste.
Hy was laat. Vrou wat sê, ek hou nie daarvan as mense laat te sê, hy was laat, dit was baie funny. Ek het net gewag, ek gaan tot vanoggend wag om dit te sê. Maar wat 'n amazing experience. Die oomblik wanneer jy doen, wat jy in jou hart weet God sê doen, He shows up. En wat amazing is, een van die ander ouens wat daar staan, hy sê, en hy het net laasweek vir een van die ander ouens gesê, die Here lê op sy hart, ons moet so by mekaar kom. Hy sê, maar ek's ongehoorsaam. Wat's teen die wil van God in jou lewe? Jou ongehoorsaamheid. Jy weet wat jy moet doen dit. En nou het almal vrymoedigheid in daai crowd, hoekom? Want dit het begin. En skielik kom almal agter, ek het iets om te bring na die tafel toe, en nou gaan dit vloei. Die wil van God is nie moeilik nie. Dis net 'n struggle as ongehoorsaamheid voorloop. Amen. Lukas 6:46 sê, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Hoekom sê jy ek is jou Here, maar jy doen nie wat ek sê nie? Hoekom sê jy ek is jou koning, maar jy doen nie wat ek sê nie? Hoe kan jy sê jy volg my, maar jy doen nie wat volgers doen nie? Amen. Jesus is nie confused deur my en jou vrae nie. Hy is bekommerd oor jou gehoorsaamheid. Die doel van die Heilige Gees is om jou gehoorsaamheid in plek te kry, dat die wil van God deur jou lewe kan leef. En nie net jy in die wil van God nie. Jy is die doel vir die wil van God. Jy is die wil van God. So wanneer hulle fisiekes bind, Here, as dit U wil is, dit is sy wil. Hy sal nie sê, maak gesond, as dit nie sy wil is nie. Hy sal nie sê, dryf die duiwel uit, as dit nie sy sin is nie. 90% van mense wat vir berading gaan, moet eintlik eers vir bevryding gaan. Want as 'n ding wat met jou mors, laat jy heeltyd daai selfe patroon uit, hy moet uitgedryf word. En baie mense wil net bevryding hê, want dit klink na 'n mooi woord. Ek laat as mense vir my bel en sê, pastoor, ek wil kom vir bevryding, en sê ek, waarvan wil jy bevry word? En ek het net gedink, is 'n goeie idee. Ek dink jy het dit nodig nie, want die duiwel wil nie bevryding hê nie. Hy wil al bly. Hy's 'n plakker. Al die demones is 'n plakker. 'n Unlegal resident. Amen. En jy is nie 'n oop stuk grond waar demone op kom plak nie. Hy sê jy is die huis van God waar die Heilige Gees in woon. Dis die verskil. Een van my favorite verse in Spreuke 3, trust in the Lord and He shall direct your path. Maar ander woorde, dit vat uit trust uit. Dan as hy jou leiding moet gee waar jou pad gaan, beteken submit, want jy gaan moet luister. Jy gaan moet doen wat hy sê. Amen. En die oomblik wanneer jy luister en submit, dan kom die rigting outomaties. En dan gaan jy weet waar om te gaan. Dan gaan jy weet waar om te gaan. En dis presies wat ek nou die dag gesê het. Dis presies wat ek nou die dag gesê het, wat ons moet doen en hoe ons dinge moet doen. Dis reg. Gaan hulle die ambulansdiens. People. Amen. Kinders is goed vir die koninkryk. Het leer ons dat die lewe is reël. Amen. Wie van julle se kinders het al vir jou harder gepreek as enige ou op die TV? Amen. Daai klein goed het 'n pynlike eerlikheid aan hulle. Wat ons nie altyd wil hoor nie. Sien jy, leer nie trust en submit as jy weet waarheen God op pad is nie. Dis wanneer jy trust en submit dat jy leer wat die pad is. Amen. Dat jy dan leer wat die pad is. You don't get clarity before obedience,
You get clarity through obedience. Gehoorsaamheid maak die lig skoon. Gehoorsaamheid maak dat jy kan sien. Gehoorsaamheid maak dat alles sin maak. Confused people sukkel met gehoorsaamheid. Jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Sien, wanneer ons offense vat, dan cloud dit ons. Dan maak jy mis weer toe. Dan kan jy nie duidelik God se plan sien nie. Dan begin jy wonder en twyfel. Is ek op die regte plek? Is dit die wil van God vir my lewe? As jy daai vrae begin vra, moet jy klaar weet, jy sukkel met gehoorsaamheid. Want gehoorsaamheid sê, as Pietie jou offense gegee het, gaan sorg dit met Pietie uit. Dat jy kan vrykom, dat jy weer kan sien. Amen. Amen. Die ding is, dis net in gehoorsaamheid wat jy vry is van vrees. Wanneer jy in gehoorsaamheid leef, is jy vry van vrees. Hoeveel van julle wat gesukkel het met minderwaardigheid, die oomblik toe jy die Heilige Gees toelaat, toe gaan die vrees ook weg. Vrees vir aanvaarding en vrees vir rejection is by die pad uit. Amen. Die Heilige Gees was skoon oumou, nie foumou nie. Fear of missing out, nee. Hy het jou geoumou, hy het jou skoon gewas. Amen. Hy het met al die F's gedeel. Gaan. Jy is nog geoumou, jy is nie meer gefoumou nie. Prys die Heer vir Heilige Gees openbaring. Amen. Hier is 'n lekker een. God probeer jou nie uitvang nie, hoor hierso. Hy is 'n Vader, hy is nie 'n puzzle nie. Jy hoef hom nie uit te figure nie. Amen. Hy gaan vir jou sê. Die ding is, wil jy hoor wat hy te sê? Is jy honger vir die waarheid? Is jy reg om te hoor wat in jou lewe is disobedience? Goed wat jy justify, want dit gee jou die reg om weg te kom van verantwoordelikheid af. Daai justifications noem ons self-justification. Dis nie Christus se justification. Jy is jou eie God op daai oomblik. Want jy probeer justify, hoekom moet ek gaan regmaak met hom? Kyk wat het hulle aan my gedoen, kyk wat het hulle gesê. Gister met pastoor Brett se begrafnis sê ek, Brett is een van die min mense wat ek ken, as iemand jou onder die bus ingooi, sal hy jou gaan uithaal. Ander mense sal eerder afneem, jy kan ry die bus oor hy. Ek weet ek was daar, ek weet met my foute hoeveel mense het my onder die bus ingegooi. Hy is een van die ouens wat my gaan haal het. Gesê, kom brother, as daar niemand anders is nie, I believe in you. God se calling is groter as jou foute. En wat 'n voorreg gister, om by so 'n groot man se funeral te praat. En wat 'n groot funeral. Soos 'n toy run gelyk. Die hoeveelheid bikes wat daar was. Ek het hoeveel boodskappe vanoggend kry ek weer boodskap van 'n kerk in die Oosrand af wat sê, is jy Kobus van Bomshelter? Sê, want Brett kon nooit ophou oor jou praat nie, hy het my gehelp, ons het Januarie maand 'n nuwe kerk begin, hulle het vir ons eerste soundsysteem gegee. Gister kom praat 'n ou met my en sê, nee, ons is al 'n jaar aan daai kant van die Oosrand, Brett het ons gehelp. Hy is my mentor. Dankie dat jy altyd vir Brett daar was en hy het so baie oor jou gepraat. En skielik kom hierdie getuienis en is in my face, wat doen ek met al hierdie aandag? Want ek soek dit nie. Maar dit ry my raak, want ek besef dat die ure en tyd wat jy in iemand invest het, somewhere het dit vrug gedra. Jy sien nie altyd wat jy vir mense beteken nie. Beteken nie, jy het nie 'n impak nie. Hoor mooi, jy sien nie altyd wat jy vir mense beteken nie. Dit beteken nie, jy het nie 'n impak nie. Die vinnigste om te weet, jy het 'n impak gemaak as iemand in 'n moeilike tyd jou kontak. En sê,
help. Ek nodig jou. Dan weet jy, dit wat jy gedoen het, het 'n blywende effek gehad. Hulle ken dalk iemand anders nie, dis ook okay. So never underestimate how God is using you, even if you feel it's so small. Dit is nog steeds groot. Amen. Weet jy wat die grootste blessing van gister? Jy het voor ons ry kom sy seun na my toe. Hy sê, "Uncle," ek sê ja, hy sê, "You and my dad love to have a steak. Can I sometimes have a steak with you?" Sien, al voel het hoe weird baie keer, moet nooit wegskram wat die Heilige Gees jou sê om te doen, nie. En trust my, een ding het ek geleer in 16 jaar van ons eie kerkie, nie net die 30 jaar wat ek gered is nie. Het ministry is unfair. Die lewe is unfair. Ek dink as dit nie vir die Heilige Gees in my lewe was nie, het ek lankal kerk toe gemaak. Was dit nie vir hom wat vir my prompt en sê, "You keep on doing you." Sorry nee, jy kan nie bedank nie, want jy het nêrens aansoek gedoen, ek het jou geroep. En toe ek vir hom sê, "Here, maar my lewe is in shatters. Wat nou? Hoe sit ek alles aan mekaar?" Toe stuur hy my helper. Sien, God weet, wanneer het jy wie nodig? Amen. 'n Goeie tyd is nie altyd goed vir jou nie. Amen. Jy het goeie invloed nodig. En daai invloed se naam is die Heilige Gees. So groot is wat die lewe is, so kort is die lewe. En ek wil elke dag die volheid daarvan maak wat ek kan. Johannes 10:10, Jesus se eie woorde. Die vyand het gekom om te steel en te verwoes en te slag. Al daai 3 goed in jou lewe is die vyand se werk. Steel, verwoes en slag. Nie mense nie, die vyand. Maar hy gebruik mense. Amen. En dan word ons kwaad vir die mense, maar dis die vyand. Weet jy kom kwaad word ons kwaad vir die mense, want ons bid nie vir hulle nie. Hy sê, maar ek Christus het gekom dat julle lewe in oorvloed kan hê. Met ander woorde, die bewys van Christus is lewe. En lewe in oorvloed. Wat beteken dit? Dat the life you live het geen boundaries nie. Geen mens kan jou mee stop nie. Geen terugslag gaan jou breek nie. Niks wat met jou gebeur gaan jou onderkry nie. Gaan jy seer kry in hierdie lewe? Absoluut. Gaan mense jou teleurstel? Verseker. Gaan dit ek wees baie keer? Absoluut. Gaan ek jou kwaad maak? Gaan ek iets sê en jy gaan offens van? Gaan jy iets sê en ek gaan voel ek vat offens? Gaan ek dit wys? Jy gaan net worry, hoekom is ek so stil hoor? As 'n ou song van Carmen. Wie van julle het Carmen geken? Jo, julle is oud. Okay. Carmen. Many moons ago. Maar hy het hierdie woorde in sy een liedjie. Dis seker die song wat sy woorde ek nog die beste oor die jare kan onthou. You can talk about me as much as you please, but I'll talk about you when I'm on my knees.
Die dag as jy leer om alles na God toe te vat, change alles. Sien die dag toe ek leer dat gebed slaan harder as kinder, toe leer ek bin. Die dag toe ek leer dat gebed het 'n groter impak as my eie vuiste, toe leer ek bin. Die dag toe ek leer met gebed, hoef ek nie eers op te dag nie. God dag hom. Ek hoef nie eers by die mense te wees nie. Hy is reeds daar. Sien, mense kan maande nie met jou praat nie. Dan loop jy hulle gister raak. Dan sien jy hoe breek hulle. Want skielik onthou hulle, dit was die skouer op wie ek altyd geleun het. Never underestimate wat God met jou lewe wil bereik nie. But you gotta surrender. Jy moet dit vir die Heilige Gees gee. Jy moet jou vir die Heilige Gees gee. Jy gaan aanhou stres oor alles, nie voordat jy gehoorsaam raak. Jy gaan aanhou worry oor alles, nie voordat jy gehoorsaam raak. Sien, want in die wil van God is daar nie plek vir die vyand nie. Hallo? In die wil van God is daar nie plek vir die vyand nie. Want as die vyand in die wil van God was, sal hy nooit uit die hemel gegooi word. Die vyand het gekies om die wil van God te verruil vir ongehoorsaamheid. So raai wat, ongehoorsaamheid is die wil van die vyand. En die enigste een wat ons kan help met die wil van God is die Heilige Gees. He will lead us in all truth. Hy sal jou lei in die waarheid. Hy sal jou lei in die wil van God. Hy sal jou lei in die hart van God. Hy is die een wat die liefde van die Vader in ons uitstort, dat jy geliefd voel. Jy hoef nie broken te wees nie. You are loved. Hy is die een wat die vrede van God in ons uitstort. Die Heilige Gees is die een wat die woord van Christus in ons mind vas lê. Alles wat jy nodig het, lê in die Heilige Gees. Maar ek het vir Jesus, ons almal het hom. Maar Jesus het gesê, dis meer voordelig vir julle, dat ek gaan, en vir julle die Heilige Gees die. My vraag volgende, wanneer laas, het jy toegelaat dat iemand vir jou hande oplê, en sê, hey, nog eenetjie. Hey, nog eenetjie. Kom, vat net 'n loopdom. Die Message Bible sê dit so mooi. Hy sê, when it comes to the Holy Spirit, drink huge draughts of him. Het my dadelik laat dink aan die ou Spur, het sulke 2 liter draughts gehad, wie onthou dit? Ek was nog 'n student in die 90's, het so 2 liter draughts gekry. Hy werk met 4 strootjies. Waarom praat jy nou? Jy moet nie worry nie. Maar hy werk. Amen. Kyk, as ek net dink aan al die shooters in die goed, en die Bybel sê, moet nie dronk word van wyn nie, maar wees gevul met die Heilige Gees. Kan ek nogal dink, wat 'n party kan ons met die Heilige Gees hê? Amen. Party ons wil hom net soos 'n shooter hê, skiet hom af en gaan. Amen. Maar kap goed 20 shooters. Jy verloor daai, gaan gou gaan. Iewers los jou voete jou agter. Amen. Ek onthou daar was 'n dag minimoons ago. Ons 4 pelle wat in 'n jacuzzi sit en Archer snaps gedrink. Daai goed binne in 'n jacuzzi. Want daai plek is warm en daai goed kom uit die vrieskas uit. So jy drink hom so skooldrank. Die probleem is toe ek wil huis toe gaan, toe kom ek agter ek's verlam. Ek selfs so van die trap af, my voete wil nie loop nie. Ek het aanhou se bene gekry. Hy perskes op.
En dis wat ek wil hê jy moet besef, dat as ek en jy so gevul is met die Heilige Gees, het ons soos dronkmense mekaar nodig, om mekaar by te staan, dat die wil van God tot vervulling kan kom. Amen. Julle gesien, 'n dronk ou gaan soek altyd 'n maatjie. Het julle agtergekom, 'n Heilige Gees gevulde ken al die Heilige Gees gevul. Hulle koppies raas ewe. Amen. Dis die godsdienstig wat sê, daai mense is weer. Maar as jy iemand is wat 'n Heilige Gees junkie is, almal om jou wat Heilige Gees junkie is, herken jou. Jy stap by die deur en sê, maak hom nog hier. Ons gaan vandag 'n party. Hierdie braai gaan nie dieselfde wees nie. Amen. Gees roep gees. Wie van julle is vanoggend reg vir 'n vars aanraking met die Heilige Gees? Amen. Amen. As jy dors is vir die Heilige Gees, kom staan hier voor. Kom staan hier voor. Sit vir my daai laaste song op wat ons gesing het, so in die agtergrond, asseblief seun. Amen. Staan hier reg teen die trap. Maak sommer 'n ry hier voor. Dink aan 'n ou liedjie van Ron Kenoly. Anointing falls on me. Sien, soek bietjie daar, terwyl jy kan. Ron Kenoly, die liedjie se naam is Anointing. Help gou soek nou, terwyl hierdie inspel. Sien jy voor staan, steek jou hand in die lug. 'n Trechter kan volgemaak word. Sy Heilige Gees. Volgen, kry ek 'n vars aanraking. Kom vul my op nie. Vul my op nie. Vul my op nie. As ek kan nie volgen. Nooit weer dieselfde nie. Nooit weer dieselfde nie. Wees geval. Wees geval. Wees geval. Wees geval. And in his name, receive. Receive. and by his blood, Wees geval. our sins are Wees geval volgen. Nooit weer dieselfde nie. Wees geval. his name is Wees geval. Wees geval. Wees geval his volgen. name is Wees geval. Dank je Heilige Gees. his name is one Wees geval. Touch. Wees geval. Wees geval. Wees geval. Wees geval. Sorry. Wees geval. Dank Jezus. Dank Jezus. Grond die kan samen. Wees geval. Wees geval. Wees geval. Wees geval. Zalveel met purpose. Wees geval. Sorry. Wees geval. Wees geval.